nou sien vandag, is daar 'n oulike ene, ons gaan 'n bietjie praat oor hoogmoed. Hoogmoed is die humble pie, is die voorgereg vir humble pie. Dis wat hoogmoed is. Nou as ons net na 'n paar goeters kyk, ek wil graag net oor 'n paar goeters praat vandag, ek gaan baie terug verwys na die woord van God toe, sekere goeters wat ek net wil uitlig. Maar wat ek wil graag vra is, as jy vandag dink aan Jesus se karakter, as jy aan Jesus homself dink, hoe sou jy vir Jesus opsom? Maar voordat jy dit nou doen, onthou nou net die volgende paar goeters van Jesus. Jesus het hom gemeng met die syplappe van die tyd. Hy het hom gemeng met die prostituie van die tyd. Hy was daar gewees met die uitgeworpenes van society. Hy het met hulle gaan meng. Hy was by hulle gewees. Hy was tussen die fariseërs gewees. Hy was gewees tussen die tollenaars. Hy was gewees oralste. Hy het hom nie net beperk tot 'n sekere groep mense nie. Hy was oralste gewees. En een van die mees sterkste karaktertrekke waarmee jy Jesus wou beskryf. Hoe sê jy hom beskryf? Onthou ook, hy was die meester, die skepper van hemel en aarde wat gegaan het, en hy het sy disippels se vuilvoete gewas. Onthou, daai tyd het hulle nie toeskoene gehad nie, hulle het daai Sahara Nikes gehad. Daai wat jy jou plakkies insteek. En hulle daar geloop, daai voete was lekker vuil, daai hakskene was lekker skurf. Hulle het plakkies van binne af deur geloop. Hulle het nie daai skoens gehad soos ons vandag het nie. En Jesus het gegaan, hy het sy voete gevat en hy het dit gewas. Skepper van die hemel en aarde. So, hoe sal ons na Jesus kyk? As ons kyk wat se karaktertrekke kan ons vir Jesus gee, hoe sou ons hom kan beskryf? Ek dink nederigheid sal 'n baie goeie ene wees om by te kan begin. En op geen plek in die Bybel het geen groep of geen mens, ek het nie daar gevind nie, miskien het ek dit verkeerd gelees, miskien by Bybel onderste bo gelees of agterste voor, maar nêrens kon ek vind dat Jesus ooit na verwys word as 'n hoogmoedige persoon. Inteendeel, Jesus het ontsettend baie uitgepraat teen hoogmoedigheid. En dan kyk ons bietjie na Galasiërs 5 vers 22, wat praat oor wat is die vrug van die Gees. En ons sien daarso dat nederigheid 'n vrug van die Gees is. Vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Die vrug van die Gees is die kwaliteite wat jy by Jesus gevind het. En ek dink een van die goed wat op die voorgrond gestaan het van Jesus se karakter, was die nederigheid wat hy gehad het, die nederigheid wat hy gegee het vir elkeen van ons. Die teenoorgestelde van Jesus se karakter is eie aan die karakter van Satan. Jesaja 14 lees ons die volgende van die lot van Satan. Jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al in die doderyk beland. Jy lê tussen die maaiers. Jy is oortrek van die wurms. Jy wat die helder môrester was, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar was van nasies, is in die grond verpletter. En dit is die lot van die duiwel. Nou sy naam is nie meer Lucifer nie. Lucifer was hy gewees waar hy engel was. Sy naam is Satan, soos hy sê, Mr. Satan. Satan, vir die ouens wat nie verstaan nie, stadig, Hondas, Satan, Satan. Ek glo daai ding as hy sê Mr. Satan. Dit is wat sy naam is. Nou, as ons kyk na Satan, Satan wou homself verhewe bo God, hy wou homself gestel het bo God. Hy wou beter gewees het as God, want hy het hierdie dink van homself gehad, dat hy beter is as God. Hy's beter as die skepper. En God vat hom en hy verwerp hom uit die hemel en hy gooi hom neer, soos 'n weerligstraal. En dit is Satan se grootste en sy bekendste karaktertrek, is die eie ek, die hoogmoed wat hy het. Hoogmoed is aan die toppunt van God se lys van dinge wat hy haat. Onthou, laas het ek gepraat, so 2 weke terug in Spreuke 6, van verse 16 tot 19, dit sê, hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. En aan die toppunt van hierdie lys het gestaan, julle kan daarso lees op die bord, en aan die toppunt hiervan, het ons gesien, dat hoogmoed daarso oor wat kyk met trots, waarna hy gekyk het. So, hoe lyk dinge rondom ons? Die wat sal onthou julle nog die tongtippie toets? Kom ons doen gou 'n tongtippie toets hierso vanoggend, 2 van hulle doen. Die eerste tongtippie toets wat ek hierso wil doen, is jy iemand wat baie graag en baie gereeld en baie oor jouself praat? Ek, daai woordjie ek, nie Johan van ek nie, ek. Moenie met my praat nie, sleg, praat oor die Here. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het so gemaak, ek het sis gemaak. As dit nie vir my was nie, sou hierdie mense nie, as ek nie gehelp het nie, ek het hier gehelp, ek het daar gegee, ek. Dis die eerste tongtippie toets vir hoogmoed. Die tweede ene, waarna ek wil kyk, maar wag voor, dat ek gou vir jou teksgedeelte daarso gee. Jesus sê in Lukas 18, sê hy die volgende, met die oog op mense wat seker was,
dat hulle eie saak met God reg is, en wat op die ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid, die een was 'n fariseer, die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U, dat ek nie soos hierdie mense is nie, diewe, bedrieërs en egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou nie eers selfs na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Nou dis baie sterk woorde hierso. Hier waar God sê, hier waar Jesus praat en hy sê, elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. Nie miskien nie, sal. Die groot verskil tussen miskien en sal verneder word. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. Tweede tongtip op die toets wat ons gou wil, wat ek vir jou wil noem, ek noem dit is wanneer jy met iemand anders soos 'n beeste ploeg, en dan die eer vir jouself vat. Nou wat is dit? As jy met iemand anders soos 'n beeste ploeg, jy vat die eer vir jouself. Storie ter relisie. Die dame hou daarvan om haarself voor te stel op haar man se titel. Hallo, ek is mevrou luitenant-generaal so en so. En dit was vir haar nou great geweest, want sy kon haar man se titel aan haarself toe eien, en as gevolg van dit het sy waarde aan haarself gesit. Dis waarde wat nie haar toe kom nie, maar waarde wat haar man toe kom. So sy het haar man se naam en rang gebruik om vir haar iets te gee wat sy nie is nie. Want daar was aansien daaraan gewees. En dis nogal indrukwekkend. As jy jouself kan gaan voorstel as, hallo, ek is mevrou luitenant-generaal, wie ook al. Maar baie mense het vir haar gelag oor hierdie aanstelligheid van haar. En so meer dat een van die tannies later begin gesê het, ek is mevrou werktuigkundige Fourie. En dan selfs so begin, jy weet, dit is eintlik 'n joke. Maar mense vat baie keer ander ouens se titels, jy boer met 'n ander man, jy ploeg met 'n ander man se beeste, en jy vat daai eer vir jouself. Baie goeie karaktertrek hierdie. So wat is hoogmoed? As ons van hoogmoed praat, wat is die definisie van hoogmoed? Want alles in die lewe moet mos 'n definisie hê. Hierdie is gelyk aan definisie. Hier is nou nog 'n vraag. Ek dink baie van ons sit met hoogmoed in ons lewens, ons besef dit nie eers nie. Ons weet nie eers, ons het hoogmoed in ons lewens nie. So fyn en so gesofistikeerd is hierdie sonde van hoogmoed, dat ons dit nie eers besef, waar hierdie goed in ons lewens is nie. Ons kyk na die woord van God, Jakobus 4, verse 5 en 6. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God, die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê, maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So as ons na hierdie gedeelte kyk, en ons kyk na hierdie teksgedeelte, en ons vat uit dit uit, en ons skryf 'n definisie van hoogmoed, dan gaan hoogmoed basiese definisie, basies die volgende wees. Enige iets, wat in die kern van jou menswees is, wat nie heeltemal aan God behoort nie, en nog nie aan God oorgegee is nie, wat jy jouself vertroetel, en daardie eer en verkenning, en erkenning vir jouself wil versamel. Hoogmoed is onafhanklikheid van God. Hoogmoed is 'n onwilligheid om op God te wag, dat God in sy tyd optree en God in sy manier optree. Hoogmoed storm in en vat dinge in sy eie hande en hy wil dinge homself doen. En een van die grootste versoekinge wat vandag se Christene in die gesig staar, is om voor God uit te loop. Dis om op te tree sonder 'n duidelike opdrag van God. Dit is om dinge in ons eie hande te neem, wanneer dit lyk asof God nie vinnig genoeg is, of God nie wil doen wat ons wil hê nie, dan help ons God. Want God het ons hulp nodig, ons moet reg. Ons moet 'n 4-eenheid. Vader, Seun, Heilige Gees, Johan van Eck, ons 4 is mos hier 'n 4-eenheid. Stwak. Dis hoogmoed. Hoogmoed is seker een van die mees wesenlikste sondes in 'n Christen se lewe. Kan verskeie forme aanneem. En julle gaan skrik as ek van die goed sê, want ek het baie gaan lees hieroor en ek moes hierna kyk en ek het gedog, wow, Here, is hierdie hoogmoed. Here, ek is hoogmoedig. Ek moes op my knieë voor die Here gaan, ek moes vir die Here sê, wow, Here, vergewe my oor my hoogmoed wat ek in my lewe het. Want ek was altyd baie trots oor my nederigheid. En nou sê ek, Honda, Yamaha is.
Ek was baie trots op my nederigheid, hoogmoed. Vang julle daai ene? OK. Net seker maak. Dit kan baie verskeie vorme aanneem. Om jouself in die middelpunt van alle aandag te maak in 'n groep mense. Seker een van die maklikste goed, om erkenning te bly soek by mense, om mense te manipuleer, deur jou jammer te kry, om hierdie emosionele manipulasie te hê, hierdie smart vraatjie wat jy altyd wil wees. Om goeie dinge te doen, en selfs koninkryksdinge te wil doen. Dinge wat jy in die koninkryk wil doen, maar jou motief rondom dit, is om gesien te word deur mense, dat mense kan dink, jy's heilig, dat mense kan dink, jy's hierdie magtige mens van God, magtige kind van die Here. Maar jou motief om dit te doen, is om eer van mense te kry. Dis nie om eer aan God te gee nie, dis om eer van mense te kry, dat mense jou kan sit op hierdie pedestal van hoe heilig en hoe veilig en al daai goeders jy daarso is. Alles het 'n motief om mense te probeer beïndruk. Een van die mees gesofistikeerde sondes wat daar is. En dit kan baie meer genuanceerde vorme voorkom, soos snobisme. Ek is beter as ander mense. Om ander mense af te kraak en sleg te praat van hulle agter hulle rug, sodat jy hulle in 'n slegte lig kan stel, sodat jy self in 'n goeie lig gestel kan word. Om jouself voor mense af te kraak, dat mense jou moet jammer kry. En dis 'n valse nederigheid. Dis 'n valse nederigheid. Om te dink dat jy jou probleme self kan aanvat, dat jy jou probleme self kan spreek, dat jy geloof in jouself as mens het, maar dat jy nie daai geloof vat en dit in God plaas nie, want jy moet jou goed vir God gee, want God sal dit vir jou deel. Dis wat God sê. Dis hoogmoed om dit nie vir die Here te wil gee nie. En dan die baie gewilde een. Baie keer dan voel jy dat jy te nagekom is. Die wêreld skuld jou iets. Mense skuld jou. God skuld jou. Almal skuld jou. Dis hoogmoed. Dis hoogmoed. Die ironie van die saak is, dan sal God in elk geval nie optree nie. Hy sal jou nie help nie, want hy weerstaan die hoogmoediges soos hy gesê het in sy woord. Baie keer dan dink ons kan vir God manipuleer, deur om 'n hoogmoedige ding in te neem, want ons dink, kom ons sê vir hoe swaar ons kry, hoe swaar en hoe moeilik en dit is aan hierdie kant. Dis 'n vorm van hoogmoed. En God weerstaan die hoogmoediges, maar hy lig die nederiges op. En nou kan ons aan hierdie hoogmoed na God toe, dan sê ons vir God hoe swaar dit is, maar ons wil hy moet ons jammer kry. En God sal nie die hoogmoedige help nie, so God sal die hoogmoedige neerwerp. Hy sal hom plat maak, maar die nederiges sal hy ophef. God skuld ons niks. Ons het niks om te roem voor die Here nie. Ons verdien niks by God nie. Jesus het nie vir ons sondes gesterf, omdat ons dit verdien het nie. Hoor mooi, hy het nie gesterf vir ons sondes, omdat ons dit verdien het nie. God skuld ons vergelding vir wie en wat ons is. Maar wat doen God dan? God gee sy enige gebore seun vir ons. God gee vir ons liefde. God gee vir ons sy seun se bloed. God gee vir ons genade. God gee vir ons vergifnis. En hoe is dit moontlik? Hoe kan ons hierdie dinge verstaan? Ons kan dit slegs verstaan wanneer die Gees van God in ons werk, want die Gees van God kan dit vir ons verduidelik, want ons menslike verstand kan nie God se liefde begryp nie. Maar wanneer die Gees van God in jou is, en jy begin liefde hê vir ander mense, dan kan jy sien, dan kry jy 'n klein smaakie, maar jy kry 'n peseltjie van God se liefde vir ons. En daai liefde wat ons gaan ervaar, wanneer ons vir God van oog tot oog in die hemel kan sien. Hoor hierdie pragtige teks, 2 Korintiërs 5. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterwe het, en uit die dood opgewek is. Hoe kan ons nog vir onsself bly leef, as ons hierdie goeters lees? Hoe kan ons nog? Kom ek sê jou hoekom, want ons lees nie die woord van God nie. Ons lees alles. Ons lees nie die woord van God nie. Paulus sê ook volgende in Filippense 3. Maar wat eers vir my bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Matteus 16, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Johannes 12, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. Wie sy lewe in hierdie wêreld nie
bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. Jakobus 4 vers 7, en hier is 'n belangrike een om te onthou. Ons is so geneig om die laaste gedeelte te sê, wat te quote, wat sê, staan die duiwel teen, hy sal van jou af wegvlug. Maar kyk wat is voor dit. John het al baie keer vir ons gesê, there's conditions to God's word. Daar's sekere goeders wat jy moet doen, laat hierdie kant gebeur. Jy kan nie net klim op hierdie stuk, as jy nie alles gedoen het wat dit is. Vat dit in konteks. Wat sê die Jakobus 4? Dit sê vir ons, onderwerp julle dan aan God. Onderwerp julle dan aan God. Dan staan die duiwel teen, en dan sal hy van jou wegvlug. Hoe kan ons die duiwel weerstaan, as ons onsself nie onderwerp aan God nie? As ons nie ons wil onder God wil inskuif nie. Ons kan nie die duiwel beklei op ons eie nie. Daai ou het duisende jare se ondervinding. En hy sal jou vernietig. Die enigste tyd wat hy jou nie kan vernietig nie, is wanneer jy onderdanig is aan die wil van God. Wanneer jy jou wil eenkant toe sit en sê, Here, aan U is ek onderdanig. Here, maak nie saak wat nie. Aan U luister ek. Ek skuif onder U in, onder U beskerming. En ons kan net daar wees, wanneer ons onderdanig aan God is, wanneer ons buig voor die Here. Toets jouself bietjie. Ek gaan nou 'n paar lelike dinge hierso sê. En hoor my mooi, ek sê nie dit om te oordeel nie. En ek sê nie jy nie. Hier en daar kom die woordjie jy voor. Ek sê ons, want ons, ek, Jean en Thys sal altyd onsself insluit. Ons sal ons nooit weerhou want dit is oor ons, die mens. Toets jouself. Kyk jy neer op ander mense? Skinder jy van ander mense? Breek jy hulle af? Vertrou jy op jou eie krag? Draai die wêreld om jou? Hou jy daarvan om in te meng in ander mense se sake en hulle heeltyd te wil probeer reghelp? Kan mense vir jou iets leer of is jy unteachable? Is jy eiewys, arrogant, perfeksionisties of jaloers? Voel jy nog steeds skuldig wanneer jy skuldbelydenis gedoen het, wanneer jy tot God bid en vra vergewe my sondes? Het jy nog steeds skuld in jou? Voel jy dit nog in jou? Volg jy die riglyne wat God neerlê in sy woord? Sit jy met sondes in jou lewe waarvan jy nie kan breek nie? Verhef jy jouself gereeld en spog jy gereeld oor jou eie prestasies en oor jouself? Gee jy totaal jouself aan God oor en aan die beloftes of sukkel jy om dit te doen? Probeer jy altyd die middelpunt van 'n gesprek wees en probeer jy altyd die gesprek na jouself toe trek? Wanneer iemand oor iets praat, dan sê jy, ja, maar weet jy, ek. Blaas jy jou eie beel? Is jy ondankbaar? Is jy lief vir geld? Wat dink jy en wat voel jy wanneer iemand anderste geprys word? Is jy ongeskik met mense? Irriteer mense jou? Is jy liefdeloos? Is jy geskei? Is jy sieklik? Sukkel jy met jou finansies? Sit jy met emosionele ongelukkighede in jou lewe waar daar nie 'n deurbraak kan kom nie? Ja, ek is skuldig aan baie van hierdie goed. Ek is skuldig aan baie van hierdie goed. Ontslaa raak van hierdie dinge in die lewe wat God weerhou om jou erfdeel wat hy jou beloof het vir jou te kan gee. Want dit weerhou het. God wil nie jou kinders, jou finansies en jou gesondheid van jou af wegvat nie. Ons lees dit in sy woord, die teendeel is waar. God wil ons seën. God wil vir ons voorsien, mildelik as koningskinders. Hy wil dit doen, dit is sy wil, maar hy kan dit nie doen as ons nie daar is nie. Sy wet sê, ons moet sy riglyne hou, maar hoor hier so, hoogmoed beteken, ek onderwerp my nie aan die gesag en die liefde van die Here nie. Alles wat ons het, alles wat ons word, alles wat ons besit, kom van God af. Alles. Jou werk, jou salarischeck, jou kinders, jou huwelik, die pos wat jy beklee, is 'n genade van God wat God vir jou gee. En wanneer ons op 'n stadium kom en ons begin dink, ons het al hierdie goeders in die lewe bereik deur ons eie krag, deur ons eie mag, deur ons eie planne, en ons het al hierdie goeders bereik omdat ons so oulik is. En ons gaan in daai plek van 'n hoogmoed in, man, oh man, dan is ons op 'n verkeerde plek, want God is reg om ons neer te werk teen die grond en ons te vernietig. Spreuke 29:1. 'n Man wat hom bly verset teen teregwys en kom skielik tot 'n val en staan nie weer op nie. Hoeveel mense sit hier in die kerk met finansiële probleme, met huweliksprobleme, met verhoudingsprobleme, met probleme met hulle kinders? Hoeveel mense? Baie, want ek sit ook daar. Ek het ook sekere probleme in my lewe wat ek moet aanspreek.
Hoekom? Omdat hoogmoed deel is van ons lewe. Omdat ons skinder binne in die kerk. Omdat ons neerkyk op mense binne in die kerk. Omdat ons met jaloesie in ons sit, want wanneer die pastoor nie aan my die aandag gee nie, en hy gee dit aan iemand anders, dan is dit verkeerd, en dan word ek kwaad, dan word ek jaloers daarop. Hoekom val kerke uit mekaar uit? Hoekom skeur kerke? Omdat mense skinder binne in die kerk. Omdat daar hoogmoed is binne in die kerk. Omdat daar klieks vorm binne in die kerk. En klieks kan nie vorm nie, want klieks veroorsaak afguns en minderwaardigheid. En wat gebeur dan tussen die gemeentelede? Hulle kom in opstand, dan begin hulle skinder, en hulle begin sleg praat, en hulle begin dinge doen wat nie in die kerk hoort nie. En wat gebeur? Hulle sê mekaar sleg, hulle spot mekaar. En Satan staan en lag, want hy's binne in die kerk. Babylon is by ons. Babylon heers in die kerk. Spreuke 3, met hooghartige spotters dryf hy, en dis die Here, dryf hy die spot, maar hy, die Here, is goed vir die wat beskeie is. Onthou, as die duiwel jou nie op 'n geestelike vlak kan aanval nie, as jy geestelik sterk genoeg is, wat maak hy? As hy jou nie kan trip, gee hy vir jou petrol. Wanneer hy vir jou petrol begin gee, dan begin jy hoogmoedig word. Dan begin jy dink, hierdie is uit my krag uit, ek het hierdie gedoen, ek is so ek. Dan laat hy jou dink jy's beter as ander. En dan wanneer jy dink jy's beter as ander, dan verneder God vir jou. Satan was die eerste ene wat hoogmoedig geword het. En wat het met hom gebeur? Hy het hom probeer sit bo God. En wat het met hom gebeur? God het hom gevat en het hom opgevrommel, man. Wat jy gaan. Hoe raak ek van hoogmoed ontslaan in my lewe? 'n Goeie plek om te begin is om te erken jy het hoogmoed in jou lewe. Baie goeie beginplek. Erken jy die sonde in jou lewe? Besef dat sonde in jou lewe teen die wil van God is. Besef dat sonde jou gaan doodmaak. Hê berou oor hierdie sonde van hoogmoed. Keer na God toe, want net hy kan jou help. Net God kan sondes vergewe. Geen geld wat jy betaal, geen ander mens kan jou vergewe nie. Jou sondes vergewe nie. Daar's 'n ander vergifnis daar. Maar die sondes van die siel, dit is God se werk alleen. Net hy kan vergewe. Staan op die beloftes van God se woord. Kyk na Jesaja 1:18 wat sê, kom tog dat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. 1 Johannes 1:9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Weet jy waar sit hoogmoed groot? Is wanneer ons na die Here toe moet gaan, dan dink ons is te sondig dat God ons moet vergewe. Dis hoogmoedigheid. Want jy sê dan die bloed van Christus is nie genoeg om jou te reinig nie. Maar hier sê die woord van God dit. Dit is meer as dit. Die bloed van Jesus kan jou reinig van enige sonde. Maar ons is hoogmoedig, dan gaan ons na God en dan sê ons, ek is te sondig. Oh, woe is me. Jy weet, ek wil dan daai PK uithaal, daai pastoorklap. Dis 'n nuwe een, né? Julle stoeiers. Wel maar gedra jouself. Weerstaan die duiwel. Hy sal van jou wegvlug. Dis wat die woord van God sê mos vir ons in Jakobus 4:7. Onderwerp jou 100% aan die gesag van God en God se wil oor jou. En wanneer dit moeilik is, dan gaan jy na God en dan vra jy vir hom om vir jou wysheid te gee. Want wat sê hy in Jakobus 1? As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy wat God is, sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid, jy moet geloof en jy moet dit glo. En nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Spandeer tyd in die woord van God. Kry eelt op jou knie terwyl jy voor God staan en bid. Ons lees nie Bybel nie, ons spandeer nie tyd daar nie, ons spandeer nie tyd in gebed nie. Dit is twee sterk wapens wat ons het. Wees aktief by die kerk. Praat met jou pastore, praat met die leierskap van die kerk. Leef in nederigheid, soos Jesus nederig was. Nederigheid is om alles aan God oor te gee en jou te verlaat op God en te glo in God en te weet, alles gaan oor God. En ek wil nie hê mense moet dink, kyk hoe heilig is, hy gee dit heeltyd vir God eer nie. Dit is onwaarlik waar dit in jou hart te hê, dat jou motief is om eer aan die Here te gee. Het ons al elke kamer van ons hart, het ons al elke talent, elke gedagte, elke vooropgestelde idee,
Alles wat ons het, elke besitting, het ons dit al gevat en vir God gegee? Het ons? Hoe belangrik is die eie ek nog in ons eie lewens? Het ons al op 'n punt in ons lewe gekom waar ons kan sê, dit gaan nie oor my nie, maar waaroor dit wel gaan, is oor God se doel met my lewe. Was ons al daar gewees? Word God meer, word ek minder? Het ons al volledig gesterf, soos wat Paulus sê in Galasiërs 2:20, gekruisig saam met Jesus. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Het ons dit al gesê? Het ons al by daai punt uitgekom? Nederigheid is wonderlik. En wanneer ons kyk na nederigheid, wanneer die Engelse daaroor praat, dan gebruik hulle woorde soos humbleness, modesty, humility, submission. Submission. Wat 'n pragtige woord om jouself onder ander mense in te skuif. Minder te wees as ander, om jou te submit onder die gesag van iemand anderste. Dis waarom die dinge gaan, om die ander wang te draai, nederigheid. Ek gaan nou vir jou 'n stuk uit die Bybel uit lees. Ek hou nie van hierdie stuk nie. Ek like dit nie. Maar weet jy wat, die Bybel is nie 'n boekie nie. Jy sê nie ek like dit, hierdie moet gaan, ek like dit. Dis alles. Van die begin, die heel eerste woord in die Bybel tot die laaste punt in die Bybel. Dis God se woord. Hoor jy die woorde wat hy sê, dis moeilik om hierdie te vat. Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle moet julle nie teen kwaadwillige mense verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed vir 1 kilometer ver te dra, dra dit vir 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie. So how do you like them apples? Dis 'n eis. Dis moeilik. Dis moeilik. Dis moeilik om die ander wang te draai. Hoe tree iemand op wat nederig is? Iemand wat nederig is, sal nooit die eer vat van iemand anderste wat iemand anderste moet toekom nie. 'n Nederige persoon doen dit nie. 'n Nederige persoon sal nie sommer aggressie en woede in sy lewe hê nie. Daar sal toegeeflikheid, bedaardheid en kalmte wees wanneer jy moet van so 'n persoon praat en jy sal dit sien in daai ou se lewe. Dis iemand wat die gawes van God vat en die gawes wat God vir hom gee, leef hy uit en hy gee eer aan God. Dis iemand wat sal toelaat dat iemand anders sy gawes sal vat en sal toelaat dat hy dit sal kan uitleef tot eer en verheerliking van God, sonder om kwaad te wees, sonder om bedreig te voel daaroor, of sonder om vir homself toe te wil eien. Dis iemand wat maklik erkenning sal gee vir iemand anders se prestasies en sal wegbly van sy eie prestasies af. Hy gee komplimente uit. Ek wil afsluit en ek vra dat die band sal opkom asseblief. Jy sien, hoogmoed maak dat ons in God se pad staan. Hoogmoed sluit God se liefde in ons lewe uit. Want as ons hoogmoed in ons lewe het, kan ons nie die liefde van God hê nie. Want hoogmoed maak daai deur toe. Hy maak daai deur toe wat Jesus wil deurkom, wat hy jou wil gebruik om ander mense te kan bereik. Want as jy hoogmoed het, kan jy nie ander mense bereik nie. Jy kan vir hulle mislei met woorde. Maar wanneer jy daai liefde van God in jou het nie, dit is 'n probleem. Nederigheid daarteenoor is soos 'n glasdeur wat waawyd oop staan. Hy staan oop en jy kan dit sien, die nederigheid van die mens. Nederigheid is daar sodat ons verlengstukke kan word van Jesus se hande om ander mense te help, om ander mense op te hef, om die eie ek te kan begrawe, om iets oor te hê vir iemand anders, vir al ons tyd, om eerder reg te maak as om te beklei, om mense vry te spreek wat jou seer gemaak het. 'n ander 'n plek in die son te gaan en nie alles vir jouself te wil vat nie. Liefde te betoon, selfs teenoor mense wat jy nie eers ken of weet nie. Onthou, nederigheid is nie papbroekigheid nie. Beteken nie 'n slaapgat of 'n whatever nie. Jesus was nederig geweest, maar hy het gestaan op dit wat reg is. Nie saak gemaak of dit 'n fariseer was of enigiemand anderste nie, 'n hoë of 'n lae persoon. Hy het gestaan op dit wat reg is. So moet ons ook wees, sonder om mense te vertrap. Ek sluit af met hierdie teksgedeelte, 1 Petrus 5. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Ek sukkel met hoogmoed in my lewe. Ek het
het hierdie week baie met myself gepraat. Ek het daai executive meeting gehad, me, myself en I. Ek het 'n quorum gehad. En ek het 'n bietjie met myself gepraat. En ek het gesien, luister hier, so ek het hoogmoed in my lewe. En ja, dit is nie lekker om dit te kan herken nie, wanneer jy daai vrae moet beantwoord. Dit is nie lekker om dit te herken nie. Een van die moeilikste dinge om te kan herken is hoogmoed. Maar dit is die eerste ding op die lys van dinge wat God haat. Hierdie 6 dinge haat die Here. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. Spreuke 6:16. Wie sukkel met hoogmoed? Nie hand opsteek nie. Maar Jean gaan vir ons speel, Jean gaan vir ons minister, en God beweeg wanneer die musiek gaan, en God beweeg wanneer hy sy kinders om begin loof en prys. Hulle gaan begin speel, en jy sit daar, en jy praat met die Here, en jy vra vir die Here, en jy vra, Here, laat die Gees deur my beweeg. Laat die Gees deur my gaan, en laat dit my uitwys, Here, waar ek hoogmoedig is, wat ek nog nie aan U onderwerp het, wat ek nog nie vir U gegee het nie. Here, my God, hoor my vandag, wees my 'n sondaar genadig. En ek sê sommer nou reguit vir jou, as jy hier sit en sê, dankie Here, ek is nie soos van ek nie. Dankie Here, ek is nie soos die ander klomp scumbags wat hier staan en sit nie. Want ek, Here, sondig nie soos hulle nie. Ek syp nie, ek vloek nie, ek skel nie, ek drink nie, ek verneek nie, ek doen niks. Ek, Here, is reg met U, ek en U. Hoog met my broer, hoog met my suster. As die Here met jou praat, en jy staan jy op en jy sê, Here, vergewe my, 'n sondaar, sien my raak, o Here, laat die liefde oor my uitgestort word, laat die liefde oor my kom, Here, vergewe my deur U wonderlike genade, en God sal jou vergewe. Maar jy staan net op, as die Here met jou praat. As die eie ek in jou nie sterf nie, dan kan God nie in jou werk nie. As die Here met jou praat, onthou moet nie dink, jy moet iets van jou kant af doen, om vir die Here te sê, Here, hier is ek, Here, my lewe gaan nog baie oor myself. En dit vat 'n man, of dit vat 'n vrou van God om dit te kan erken. Moenie laat Satan jou verblind nie. Want as jy dit nie in jouself kan herken nie, en jy het dit in jou, baie van ons is daar waar God wil hê ons moet wees. Ek weet, ek is nie daar waar God wil hê ek moet wees nie. Vir ons almal wat staan, vir ons almal wat ons hand opgesteek het, wat sê, Here, wees my 'n sondaar genadig, want ek is hoogmoedig. Vader God, ek bid vir elkeen wat staan, vir elkeen wat sy hand opgesteek het na U, wat uitreik na U toe, Here, wat 'n seer in sy hart het, wat sê, Here, ek het dit nie eers besef nie. Of Here, dit is ek daai, maar Here, ek het nie geweet, dit is so bad in my lewe nie. Ek het nie geweet van hierdie sonde nie. Here, ek bid dat U vir ons genade sal gee. Ek bid dat U Gees oor ons sal wees. Ek bid, Here, Heilige Gees, dat U vir ons sal uitwys en dat U ons sal help, dat U ons sal lei, dat ons weg sal loop van hoogmoed. Dat ons nederig sal wees, dat ons die vrug van die Gees in ons lewe sal hê, soos wat Jesus nederig was, moet ons nederig wees. Ons Meester het vir ons die voorbeeld gestel. Here, help ons. Help ons, Here, want dit is 'n moeilike ding. Dit is moeilik om iemand anders te eerste te stel, want ons almal beklei altyd vir 'n plekkie in die son. Here, jammer oor die mense wat ons seer gemaak het deur ons hoogmoedigheid. Here, jammer oor hoe dat ons U seer gemaak het oor ons houding teenoor U, dat ons gedink het ons kan U help en ons kan met U aanjaag om dinge in ons lewens te doen. Vergewe ons, Here. Here, laat ons by U voete sit. Laat ons by U voete rus. Soos Thys laas vir ons gepreek het, laat ons die rus vind by die Here, laat ons daar sal sit en in U rus sal vind. Here God, ek vra dat U vir ons sal help en dat ons hierdie week en vorentoe in ons lewens waarlik waar sal uitleef soos wat U wil hê ons moet leef. Laat ons waarlik waar sal kennis neem hoe ons met mense praat, hoe ons met mense deel, wat ons in ons lewens doen, Here. Dit het so 'n groot invloed en impak in die wêreld. En Here, ons weet, soos in die begin gesê, dis slegs U liefde deur ons verander
wat ander mense sal verander. Here, mag u liefde, al daai lelikheid van hoogmoed uit ons uitwas. Dankie Here vir die genade, dankie Here vir die wonderlike liefde wat u vir elkeen van ons gee. Ons loof en prys u. Ons gee vir u die eer. Ons gee vir u die eer.